Your Prime Minister has blamed the Palestinians for the Holocaust. Your former Foreign Minister threatened to behead. Ja, ek het lanklaas gepraat oor die Joodse staat en die volksmoord wat plaasvind in die Midde-Ooste. Reg. Dis interessant, die geweldige hate speech wat ons kry daar uit die Joodse staat uit. Interessant, ons kry hate speech hier, ook vanuit die regering uit. Julius Malema is voor in die koor wanneer dit by hate speech kom. So ja, dit is altyd 'n voorvereiste voordat jy by volksmoord kom. Maar wat ek dink wat belangrik is, wat ons moet onthou, ons is op pad na 'n tweede 1967 situasie in die Midde-Ooste, waar ons sal sien dat die Jode dan hulle Arabiese bure aanval, heel moontlik Egipte en Sirië, en dit sal die oorlog in die Midde-Ooste eskaleer. Ek sien nie op hierdie stadium enige vrede wat sal kom vir die Midde-Ooste nie. Wat ons nou het is 'n wapenstilstand. En dit is ook tydelik, want die Jode is op pad daarna om groot dele van die Midde-Ooste in te palm. Hulle is besig met 'n land grab. Ons gaan sien dat hulle ook die Suezkanaal vat. Soos wat hulle hom gevat het in 1956. So ons gaan dit weer sien, reg. Maar hulle wil meer vat. Hulle wil Libanon hê, en Jordanië, en die Sinai woestyn, en 'n deel van Sirië en 'n deel van Irak. Ons noem dit die Greater Israel Plan. En dit gaan alles lei tot die Openbaring 17 profesie wat in vervulling gaan, waar die Joodse staat, wat die hoer op die dier is, verbrand sal word deur 10 nasies wat teen haar opstaan. Nou ja, dit is maar my stywer in die armbeers. Kom ons kyk uit, daai in die oorlog, hierdie Midde-Oosterse oorlog, wat iets soortgelyk gaan wees in 1967, sal gepaard gaan met groot onluste in Spanje. Groot onluste in Spanje. Baie belangrik om die twee loop so saam. Ek sien Blikstemdromer het baie duidelik daarna verwys. Ek het die Spaanse onluste gesien. Ons moet ons klaarmaak daarvoor. Daar is nie nou vrede nie. Die wêreld is vol stoom aan die gang na 'n derde wêreldoorlog, wat natuurlik sal oorspoel na die Midde-Ooste toe, en wat Trump ook al probeer, dit gaan nie realiseer nie. Ons moet ons eerder klaarmaak vir die ergste.